verskyn die berg oorreep. Is stem met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is die God, die Here God, God van Abraham, Isaac. Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis Loubser is terug by jou. In Oktober laas jaar, by die 9de het ek 'n verskriklike hartaanval gehad. Vir die wat dit nog nie weet nie, die dokter sê net 1 uit 1000 sou dit oorleef het. My skoonseun sê, papa, ek het jou uit die hemel uit teruggebid. Baie dankie vir almal wat gebid het, baie dankie vir almal wat betrokke was en almal het dit nie geweet nie en die wat dit geweet het, baie dankie vir julle gebede, dit het regtig vrug afgelewer. Deur God se genade is ek nog hier. Ek dink natuurlik die genade sou groter gewees het as ek nou in die hemel was. Maar ja, dis 'n debatteerbare punt wat Francis nie mee sal saamstem nie. Ek het baie geleer in hierdie tyd. Ek was 81 dae in die hospitaal en ek het die 24ste Desember huis toe gekom. En dit gaan baie stadig. Ek word baie moeg. Veral as ek praat. So hierdie is nou 'n vuurdoop om te sien of ek nou al kan begin bedien. Ek moet eintlik eers die einde Februarie begin, maar ek voel gereed om te doen wat die Here my voorgeroep het. En ek wil iets met jou deel wat ek opgemerk het die laaste 3 of 4 maande van ons Christene. En ek wil regtig met jou iets deel uit Openbaring 3 vers 15. 'n gedeelte wat jy baie goed ken en wat baie aangehaal is en baie oor gepraat is. 'n boodskap aan Laodicea. Ek weet alles wat julle doen. God sê hy weet alles wat ons doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, maar ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond spuug. My liewe mens, elke mens kry tyd in sy lewe om introspeksie te doen. Om te gaan stil sit en jou te meet en jou te weeg en te besluit, is ek lig of is ek swaar? Is ek lou of is ek warm? Of is ek dalk koud? En die erns van hierdie saak wil ek so graag aan die oordra en ek bid en ek vra, Here, gee my die woord, gee my die genade om te kan sê wat U sou sê as U self hier gesit het vandag. My liewe mens, wanneer gaan die Suid-Afrikaanse volke, is nie net blankes nie, volke wat hulle self Christene noem, waarlik 'n besluit neem rondom warm of koud. Regtig introspeksie van myself neem en sê, weet jy wat? Ek is eintlik lou.
Want as ek warm sou wees, sou ek die woord van God ingeasem het. As ek warm was, sou ek absoluut probeer gehoorsaam wees aan wat God se woord, die Bybel vir my sê. As ek regtig lief was vir God die Vader, ek het die Here my God lief met my hele hart, siel en verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, my naaste. Ek het Jesus aanbid in gees en in waarheid, en ek is wedergebore en gevul met die Heilige Gees van God. Sou hierdie vir my 'n riglyn gewees het, wat ek nie een dag sou gelos het nie. Sou hierdie, ek wil dit nie 'n boek noem nie, want dit is die geskrewe woord van 'n lewende God, sou ek nie getwyfel het in wat God kan en wil doen. Hy sê, ek bedink vir jou goedheid en guns. Maar goedheid en guns is nie noodwendig geld en blink huise en blink karre en geen siekte, en God laat siekte toe. God het toegelaat dat ek op die 9 Oktober 'n hartaanval kry, ek dink is die 9 Oktober. En 81 dae in die hospitaal moet wees, en weer besef, al is ek 'n predikant, al is ek 'n pastoor, al is ek 'n leraar, al is ek 'n, wat jy ook al is, 'n musikant, 'n sanger, 'n bidder, die vrug van God se Gees, het jy dit regtig in jou, die liefde en die blydskap en die lankmoedigheid en die vrede en die selfbeheersing, het jy dit regtig? Elke mens kry 'n gawe. Dis nie net tale nie. Tale is 1 uit 9. Die gawe van die Gees is tale en uitleg van tale en gesondmaking, bid vir gesondmaking en baie ander. En ek wil vandag vir jou vra, is jy regtig gereed? Is jy regtig tot bekering? Nie hoe lank is jy in die kerk en wat se amp jy het nie. En jy is die hoofpastoor en jy preek elke Sondag vir 1000 mense vir 20 minute nie. Dit is nie belangrik nie. Het jy 'n persoonlike verhouding met God? Weet jy hoeveel mense bel my? Bid vir my, ek is siek. Bid vir my lewensmaat lê op sterwe. Bid vir my kanker. Bid vir my hartaanval. Bid vir my kinders. Bid vir my, bid vir my, bid vir my. Ek kan nie bid nie. Die pastoor moet vir my bid. Is jy seker die pastoor is by magte om vir jou te bid? Is jy seker die pastoor het 'n persoonlike verhouding met God? Sien jy die vrug van die Gees in sy lewe? Luister na die woord wat hy praat. Is hy 'n prosperity prediker wat sê, almal wat kerk toe gaan hemel toe. Almal wat geld gee, gaan hemel toe. Dis 'n prosperity prediker. Dis nie 'n ware kind van God, wat die woord van God reguit en eerlik met jou deel nie. Maar jy wil hy moet vir jou bid. Wanneer gaan ons op 'n plek kom, wat ons vir onsself kan bid? Wanneer gaan jy warm genoeg wees, om self die woord te kan lees? Ons vat nie eens meer hulle Bybels kerk toe nie. Ag, die predikant gaan ons lees, hoekom moet ek volg in die Bybel? Hierdie is jou swaard, jy gaan nie oorlog toe sonder hom nie. Dit was Kersfees. Ek was gelukkig genoeg om Kersdag by die huis te wees. Die eerste keer in 81 dae, dit was hemel op aarde. Hoe het jy jou Kersfees spandeer? Wat het jy jou kinders vertel van Kersvader en Jesus Christus? En daar's 'n uitdrukking wat hulle baie graag gebruik, ek moet nou dink, the reason for the season was Jesus Christ.
The reason for the season was Jesus Christ. Dit het nie gegaan oor geskenke en blinkhuise en dronkparties nie. Dit het gegaan oor Jesus Christus. Nee, dit was nie sy geboorte nie. Ons vier dit daai dag. Is ons reg, is ons verkeerd? Ons kan baie lank daaroor debatteer. Dis nie belangrik nie. Wat belangrik is, verstaan jy hoekom Jesus, die Seun van God, gebore is in die vorm van 'n mens, om my en jou nog 'n kans te gee? Wanneer gaan jy, my liewe vriend, my liewe mens, wanneer gaan jy regtig stop en die woord van God oopmaak en kyk wat sê God se woord? Wat ek nou vir jou sê, gaan meet dit aan die woord. Moet dit nie meet aan hoeveel mense bedien ek op die radio of die TV of hoekom ek 'n verskriklike hartaanval. Die dokter het vir Francis gesê, hy kan nie vir haarself ek gaan leef die eerste 10 of 12 dae nie, want hy weet nie. Hy weet nie of ek gaan leef nie. Want net 1%, 1 uit 1000, sal hierdie hartaanval oorleef. Ek het oorleef. Dit maak my nie 'n beter mens nie, dit maak my God se genade. Jy het dieselfde genade. Al wat jy doen vanmôre is met jou hand uitsteek en sê, here's my cup, Lord, fill it up, Lord, till I overflow. Dit maak nie saak wat 'n titel het jy en wat 'n kerk nie. Dit maak nie saak of jy in die groot kerk of in 'n klein kerkie is nie. Dit maak nie saak of jy 'n predikant met 'n chopper vlieg of met 'n donkiekar ry nie. Begin by die woord. Meet die mense wat jy wil volg, voor jy besluit om my te volg. Meet Ben Loubser aan die woord. As ek nie aan die woord voldoen nie, dan is ek koud, of ek is lou, of ek is 'n prosperity prediker. Verkoop jou huis en gee die geld vir die kerk. Dan gaan die Here jou seën ver bo wat jy, dis prosperity. Bid 3 keer 'n dag, dan gaan jy al skryf wat jy vra, dis prosperity. Die woord van God sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste. Weet jy wie is jou naaste? Het jy al besluit, ek wil uitvind wie is my naaste? Het jy al besluit, jouself ondersoek en gesê, weet jy wat, is ek regtig warm, soos wat God wil hê ek moet warm wees? Lyk ek so bietjie soos Jesus Christus toe hy op die aarde was? Of lyk ek soos die wêreld? Ek trek aan soos die wêreld, ek kyk TV soos die wêreld, ek stuur vuil grappe aan soos die wêreld, ek lag vir pornografie soos die wêreld, maar Sondag sit ek opgedolle in 'n kerkgebou, of ek staan op 'n kansel, of ek staan agter 'n mikrofoon, of ek sit agter 'n klavier. My liewe mens, as ek na die wêreld kyk, as ek na die Christene kyk, as ek na die kerkgangers kyk, as ek na mense kyk, wat elke Sondag voor my gesit het vir 21 jaar, ek is nou semi op pensioen, ek het klaargemaak by Jesus is lig, ek kan nie meer nie, my gesondheid laat dit nie toe nie, ek gaan probeer om op TV en radio te bly, as ek kyk, dan huil ek, I'm crying on the inside, want 3/4 van die Christene in die kerk vandag is op pad hel toe, want hulle is onbekeerd. En dalk het God my net teruggestuur om vandag vir jou te sê, bekeer jou, laat jou doop, word gehoorsaam aan die woord, nie aan die predikant nie, nie aan die kerk, nie aan die kerkdominasie nie, nie aan die kerkse ordening nie. Die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God, nie die opsomming van nie die afkorting van nie,
nie die oud of die nuwe, die Bybel. Sê, weet jy wat? Ek is jare in die kerk, maar ek is 'n goeie kerkganger. Ek is 'n people pleaser. Ek is 'n seat warmer. Dit het tyd geword om 'n ware kind van God te wees. Dit het tyd geword, my liewe mens. Ek sê baie keer, as jy aan entevrees ly, en jy's bang, mense druk jou vas, maak seker jy gaan nie hel toe nie. Die hel gaan vol wees. Nee, ja, moordenaars, verkrachters, kindermoordenaars, kindermolesteerders, politikuste, diewe, die hel gaan vol wees, maar hy gaan ook nog voller wees van dwepelinge. Hy gaan nog voller wees van lou Christene, lou predikant wat net roem in homself wil hê. Ag, as julle my tog net kan raak sien, moenie Ben Loubser raak sien nie. Ek kyk vir myself in die weerspieëling van die projektor, van die kamera wat my opneem, en ek lyk oud, en ek lyk moeg, en my kleindogtertjie sê, oupa, hoekom lyk jy so skinny? Ja, ek het 'n paar kilos ook verloor, maar het is nie belangrik nie. Hoe lyk my siel? Hoe lyk my hart? Hoe lyk my verlange na Jesus Christus? Hoe lyk my begeerte na die woord? Hoe lyk my begeerte om in my binnekamer te gaan en die deur toe te maak en gemeenskap te hê met 'n lewende God? Hierdie skietgebedjies, vinnig, net voor ek slaap, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Ag, ek kan nou nie onthou verder nie. Amen. Ag, ek sal môre aand bietjie in die Bybel kyk, hoe gaan hy verder? My liewe mens, jy's lou. Jy's lou. Ag, ek syt nie, ek drink net per geleentheid. Ek soek 'n geleentheid om te drink. Die Here sê, sy woord sê, moenie dronk word van wyn nie. Ag, ek kan 'n ding sê soos ek wil, want ek het vryheid van spraak. God se woord sê nie so, en hy sê elke woord uit jou mond. Wat ingaan is nie sonde nie, maar wat uitkom, wat hier uitkom, wat hier uitkom, wat hier uitkom. Dis wat teen ons gaan tel. Dis gaan maak dat Jesus voor ons gaan staan en by die oordeel, en hy gaan sê, te lig, te lou, te min. Ek ken jou en ek gaan weg, en jou uit my en jou uit sy mond uitspuug. Maar Here, u verstaan nie, ek het in u naam duiwels uitgedryf, ek was so heilig, gaan weg, ek ken jou nie. Ek sluit af, ek het 'n beroep. Ek het 'n beroep op jou vandag. Ek wil jou vra, in die naam van Jesus Christus, stuur vir my WhatsApp. Ek gee nie om wie jy is nie. Jy's dalk die beste predikant in jou omgewing. Jy dalk die grootste gemeente. Jy's dalk die rykste, jy's dalk die slimste. As jy nie weet om tot bekering te kom nie, praat met my. En as ek nie weet nie, gaan ons bid en ons gaan die Heilige Gees vra, wat moet ek doen om gered te word? Ons gaan kyk wat sê die woord, wat moet ek doen om gered te word? Miskien moet ek dit volgende week praat oor, wat moet ek doen om gered te word? My liewe mens, maak vandag 'n draaipunt in jou lewe. Maak vandag 'n besluit van ek wil warm wees. Ek gaan nie weer koud wees nie. Ek gaan nie weer myself 'n rad voor die oë draai nie. Ek gaan eerlik wees met myself. Is ek gereed om te sterf? Ja, maar ek gaan 'n derde uur kry. Ben, jy leef dan. Die kans was 1 uit 1000 dat ek dood sou wees, dan sou ek nie gereed gewees het nie. Met al my flamboyante getuienisse. Ek nooi jou, ek smeek jou. Here, in die naam van Jesus Christus, sit ek en ek hoop 1000, 2000, 1 miljoen mense luister na hierdie boodskap en stuur hom aan en sê, Here, help my.
ek is lou, Here, maar ek wil nie koud word nie, ek wil warm wees. Here, ek maak 'n grap van die kerk, ek maak 'n grap van die Bybel, ek maak 'n grap van prostituie en mense wat honger is en mense wat bid en mense wat probeer. Here, begin by my vandag. Begin by elkeen wat sê, pick me, Lord, pick me. I need the Lord Jesus Christ. I need the anointing of the Holy Spirit and I need God. Ek het God nodig bo alles. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens. Dis my eerste probeerslag. Ek is nou lekker moeg. My asem is op. Asseblief my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Stuur vir my 'n WhatsApp. Ek kan nie al my oproepe hanteer soos in die ou dae nie. Ek moenie vir my prentjies stuur nie, ek kan dit nie meer hanteer nie. Ek kan net mense help wat wil gehelp wees. Ek nooi jou, stuur vir my 'n WhatsApp, sê vir my help, bid saam my, ek gaan saam jou bid. En baie dankie van my en Francis vir almal wat terug is en almal wat weer na ons gaan luister. En baie liefde, ek is nie meer die pastoor by Jesus is lig nie, maar ek aanbid nog in Jesus is lig onder pastoor Roan Maree, Roan en Simonai, 2 pragtige kinders. En as jy enigiets meer wil weet, gaan soek ons op Facebook en YouTube. Die Here seën u, baie liefde. Ben en Francis Loubser van Eastvale Dursley Park nou in Springs. Amen.